IFSA, Prosperity in Progress. Ons gesels vanoggend weer beleggingsake en dit saam met Frikkie van Loggenberg van IFSA. Goeiemôre meneer. Môre Fransjo, lekker dubbelaggie aan vanmôre. Ja nee, kyk, ons twee lyk goed hoor. Ons lyk nie of ons ekstra gewiggies aan sit nie, want met al hierdie baadjies nie. Frikkie, plaaslik bly die markgesprekke rondom inflasie en die koste daarvan. Hoe voel julle daaroor by IFSA? Fransjo, ons gaan kyk na heidaglik wat die inflasiesyfer is so rapsie op na so 2.8% toe van laas maand of wat 2.7% is en die kosinflasie wat amper 4% is op die stadium in tyd. Wat nou interessant is, daar's nou 'n back and claw siekte wat nou uitgebreek het wat ons nou kan sien wat nou werklik waar die kospryse nou so 'n bietjie gaan verhoog. Ek was nou Vrydag in vereniging gewees, baie goeie mense gekuier en hulle het vir my direk gesê Woensdag was dit R89 'n kilo vir sopvleis en Donderdag was dit R149 nee. So die inflasie is hoog en 'n mens kan dit nou prakties gaan toepas want jou inflasie is heeltemal anders as my inflasie. Wat jy op mediese fonds spandeer, erfbelasting, elektrisiteit, daai tipe van ding. So jou inflasiesyfer is relatief baie hoër as dit kom by die land se offisiële ekonomiese aanwyser. En by IFSA is dit belangrik dat 'n mens dink daaraan as jy kyk na jou beleggings, laat jy inflasie in berekening moet bring. En spesifiek uit 'n kontant of 'n bankbeleggingsoogpunt uit is dit 'n kritiese saak. Wel, ek het meer uitflasie, nie net inflasie nie. Frikkie, jy sê dat te veel kontant of jy gebruik die woord likwiditeit 'n tipe risiko is. Verduidelik vir ons wat bedoel jy daarmee? So eenvoudig wat dit is as jy met 'n groot gedeelte van jou beleggingsportefeulje in kontant sit, kry jy argumentsondawe net 'n 6% opbrengs wat jy daar kry. Nou as jy inflasie in berekening bring wat jou persoonlike inflasie meer as dit gewoonlik basies is, dan beteken dit jou koopkrag raak dan minder en minder elke jaar soos wat jy nou jou geldjies belê. En dit is 'n sneeubal effek. En dit maak dit nou nog erger as jy nou in 'n rentekoersverlagingstydperk is wat rentekoerse verlaag is. So jy het jou pryse wat opgaan en jou opbrengs wat afgaan. So erns is daar 'n mis. Nou hoe bestuur mens daai balans dan nou beter oor tyd? Fransjo, wat jy moet gaan kyk is dis goed, jy moet 'n paar rand in die bankie wat jou noodfondsie is, maar jy moet 'n 3 jaar, 5 jaar en 'n 7 jaar strategie hê wat jy ander tipe bateklasse in jou portefeulje insit wat inflasie dan kan uitpresteer. So jy moet uit staanspoor uit moet jy jou beleggingsbeplanning of doelwit so maak dat jy ten minste jou persoonlike inflasie met 2 of 3% uitpresteer om uiteindelik by jou doelwit uit te kom. Jy moet nie bang wees vir risiko nie, jy moet dit bestuur. Jy praat van 2 of 3 of 5%. Wat maak byvoorbeeld 2% verskil oor 'n 5 jaar tydperk? Fransjo, ek gebruik altyd R1 miljoen as jy R1 miljoen belê, die verskil tussen 7 en 9% oor 5 jaar is amper R136.000 meer wat jy oor die tydperk het, net op R1 miljoen. Nou, dit is die verskil tussen tred hou met inflasie of agteruitboer. Dis 'n werklikheid wat 'n mens moet aanspreek. Frikkie, julle het 'n netwerk van geakkrediteerde finansiële adviseurs. Hoe maak mens kontak met julle? SMS die woord kontak na 48422. Ons staan reg om 'n bietjie oor jou deflasie te gesels. Ag, baie dankie. So ek kan deflasie, inflammasie, uitflasie, alles met jou bespreek. Alles, 'n bietjie netflasie. Frikkie van Loggenberg van IFSA wat vanoggend met ons gesels natuurlik. Frikkie is hoof van beleggingsstrategie en uitvoerende beampte by IFSA. En soos hy gesê het, as jy meer inligting wil hê oor die werk wat hulle doen of kontak wil maak met hulle netwerk van geakkrediteerde adviseurs of self adviseurs wat met hulle kontak wil maak, is jy welkom om die woord kontak na 48422 te SMS. SMS kos R150 elk en B's en V's geld.